Waar gaan jou gedagtes? Ek sit hier in 'n donker sitkamer en kyk uit op die Goukou rivier wat al voller en voller word. Dit reën aanhoudend. Gister het die wind so erg gewaai dat bome omgewaai het en selfs vragmotors het hierdie dwarsbinde op hulle sy laat neerlê. Die triestige weer laat allermins die duiwe keer van hulle oggendroep. Ergens het elke voël, elke wilde dier sy wegkruipplek as die weer so ongenadig toeslaan. Tog het daar diere so skape, beeste en selfs springbokke dit nie gemaak as die sluise van die hemel oorvloedig oopgemaak word nie. Dan kom die vloede skielik en wegkom kans is skraal. Die elemente van die natuur is kragtig. Wind, vuur, water kan die mens soms met angs vervul en heeltemal oorweldig. Dit raak nou lig. In die verte kom die voertuie met ligte aan. Ongeag die koue en nat, die lewe gaan aan. Daar is werk wat gedoen moet word. Die mens is egter dankbaar vir 'n huis waar jy warm kan slaap. Hoeveel mense het dit nie? Ek was nog altyd 'n vroegopstaaner. Die geur van koffie wat uit die kombuis aangewals kom toe ek 'n kind was, sal my altyd bybly. Daai jare het ons nog nie van duwys geken nie, maar knus winterlakens en warm komberse. En sommige mense het 'n donskombers gehad. En so ene het ek by my skoonma geërf. Dan drink jy koffie en beskuit en die gesels lei later na 'n tweede koppie koffie. Daar was die perkuleerders en al die fancy koffiemasjiene van vandag nie. Ons het koffie in 'n koffiekan met 'n koffiesak gemaak. En ek het nog 'n koffiekan wat ek by my vriendin Johanna gekry het. En die koffiesak het ma sommer self gemaak van katoenlap. En ek het nog Johanna se koffiekan en ek het lap. Ek dink ek gaan vir my 'n koffiesak maak vir hierdie kan. Dit reën nou weer. Maar stadig aan begin dit bedaar en die mis begin oortrek. Mis kan 'n gevaarlike ding wees, veral as die mis dik is. In die Citrusdalvallei waar ek groot geword het jy soms dik mis in die vallei gekry en soms het die mis oor die berg aangerol gekom. My pa het altyd gesê dat as die mis in die vallei optrek, beteken dit daar is nie reën op pad nie. Maar wanneer die mis oor die berg kom, is dit 'n goeie teken van reën. Die ou mense het na aan die natuur geleef. Geen weervoorspelling of internet of YR of enige weather app nie. Ons het 'n weerglas in die huis gehad. Pa het baie gereeld op die weerglas gekyk en dan het hy dikwels gesê, "Die glad het vreeslik gesak, julle, hier is reën op pad." Die Noordhoek rivier op ons plaas was 'n voedingsaar van die Olifantsrivier en die Olifantsrivier het weer die Klein Willem Dam gevoed. En wanneer dit baie gereën het, het die man, wie hy nou ook al was, van die Klein Willem Dam, my pa gebel om te hoor hoe vol is die rivier en hoeveel het dit gereën. Pa het so 'n kopperreënmeter gehad, so 'n entjie van die huis af in die oopte. 'n Vroegoggend het hy dan met sy kamerjas en flits gaan kyk hoeveel het dit gereën. Die rede vir die Klein Willem Dam man se navraag was dat hy, veral as die dam nou redelik vol al was, moet weet hoeveel water is aan die kom, sodat hy kan weet hoeveel sluise hy nou moet oopmaak. Hoe wonderlik was dit nie dat mense mekaar so nodig gehad het nie. Elkeen het 'n rol gespeel in die verloop van, kom ons noem dit sommer die lewensmasjien. Alles is so tegnologies en vinnig vandag. Soms is dit tog nodig om briek aan te draai en te dink, waar kan ek vandag iemand anders se lewe makliker help maak? Onthou, op die saad wat ons saai, op daai saad sal ons 'n oes in kry.